Halleluja. Almal wat bly is, sê 'n bietjie amen. Amen. Ek vra dat u saam met my staan en u gaan aan die Here hande klap gee vir sy oorwinning. Vir sy wondernaam en ons eer hom. En dan aan niemand soos hy is nie. Ek het 'n versoek vanmôre van die internet gekry en dit is, ek het u lief, Here Jesus. En ek gaan vra dat u gaan dit saam met my sing terwyl ons vinnig hardloop om alles in plek te kry. Ja, dit is nou sulke tye, party daar, né? Dit is vir baie weke wat ons by die internetkoppeling sukkel in die gebou in hierdie area. Soveel sodat ons nie eers behoorlike oproepe kan maak nie. Maar ek dank die Here vanmôre dat daar is geen seinonderbreking tussen my en die hemel nie. Daar's wel 'n paar bose geeste in die lug en werking van duisternis, maar ons is so bly. Gaan nie dit saam met my sing, ek gaan die hande opsteek, baie welkom aan. En sang hy saam met ons en mag die Here elkeen seën. Sê vir die landskoot, is bly jy saam met my in die huis van die Here. Voordat ek vir my sangleier gee, en ek vra dat u saam met my gaan sing, ek het u lief, Here Jesus, elke oomblik van die dag. Kom ons sing dit hartlik saam tot eer van die Here. dat ons vanmorgen die spijse van die hemel vanmorgen kan genieten. Wanneer jy moet saam met my sing vanmorgen,
En die Gees van God vanmorgen verwelkom in ons midde. Spirit of the living God, fall fresh on me.
atonement for our transgressions. Prys die naam van die Here, halleluja. He was with me for our transgressions. He was bruised for our iniquity.
2, wil jy ook vry wees van sonde gevaar. Halleluja. Amen. Prys die Here. Jy moet vry wees van sonde gevaar. Dat krag ek nie doen, dat krag ek nie doen. Wil jy jou siel wat die woorde behaal, dat sonde ook krag ek nie doen. Daar is krag, wonderbare krag, in die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, in die dierbare bloed van die Lam. Wil jy zoeken, Jesus stil op die kruis, dat krag en die bloed, krag en die bloed. Daar komt de zonde vervoerd en verhaald, dat krag en dat krag en die bloed. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Wil jy nou sien naar Jesus toe bring, dat is krag en die bloed, krag en die bloed. Wil jy bedaaglik geloof in die sin, dat wonderbaar krag en die bloed. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die Lam. Halleluja, as iemand het glo, kom ons gee die Here hande klap. Halleluja. Gee die Here hande klap en loof hom, want hy is 'n wonder God. Is daar iemand wat 'n bietjie opgewonde is, net so 'n klein bietjie, dis genoeg. Om die Halleluja. hele wêreld in omkeer te bring. Sê vir die land, so dis my môre verhaal. Amen. En jy mag sitplek neem vir 'n paar oomblikke en ons gaan luister na Jan. Sê wat vir ons gaan sing. Die Here gaan haar seën en dit gaan 'n seën wees. En ek wil aan hom al die lof, al die eer en al die aanbidding van my hart bring. En almal sê amen. Amen. Loof die Here, hy is goed, halleluja. Prys sy naam. Amen. Pida wo Jesu tu weer. I had never seen the beauty of a little baby's smile.
die kosbare lied. Halleluja. Ek is so bly ek behoort aan die Here. So bly ek behoort aan die koning van al die konings. Ek gaan vra dat u die woord van die Here gaan opneem en u gaan saam met my, as u die Bybel gebring het, gaan u saam met my lees uit Numeri 13 vanaf die 18de tot en met die 24ste vers en dan ook die 27ste. En na dit ook Jesaja 53, die 8ste vers. Numeri, the book of Numbers. Dis vir die manne wat altyd alles tot op die nommer bereken. The book of Numbers, Numeri 13, en as jy dit het, waai jou hand. Moses stuur die verkenners uit met 'n opdrag en dit lees so. En bekyk die land of dit hoe dit is. En die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak, of dit min of baie is. En hoe die land is waar hulle inwoon, of dit goed of sleg is. En hoe die stede is waarin hulle woon, laars of vestings. Ook hoe die land is, of dit vet of skraal is. Of daar bome in is of nie. En wees dapper en bring die vrugte van die land saam. Merk dit asseblief. Bring die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe. En hulle het opgetrek en die land verken van die woestyn Sin af tot by Rehob, na die ingang van Hamat. Hulle het in die suidland opgetrek en tot by Hebron gekom en daar was Ahiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakiete. En Hebron is 7 jaar voor Soan in Egipte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom. U moet dit merk, omring dit asseblief. Hulle tot by die dal Eskol gekom. En daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny. U moet dit ook merk. En 2 het dit aan 'n draagstok gedra. Ook van die granate en die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem vanweë die tros wat die kinders van Israel daar afgesny het. 27ste vers. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het. En waarlik dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. En dit is sy vrugte. Jesaja 53, die 8ste vers. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Merk die volgende. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny was of afgesny is uit die land van die lewendes. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom tot sover. Nou broeder en suster, vir 'n paar heerlike oomblikke gaan ons rondom die woord van my God
vergader en om dit te staan. En ek wil vanmorgen begin weer te sê, as Scotland wil ooit in haar bestaan van die 22ste Augustus 1962 tot en met hierdie dag ooit by die Daal Eskol gekom het u vanmorgen gekom tot by die Daal Eskol. En dit was terwyl dat die gees van die Here met my begin deel en ek luister na wat die gees van God aan my sê. Dit gaan 'n dag van besluitneming wees. Dit gaan 'n dag wees en ek wil dit vir jou sê reg by die aanvang dat nie elke dal waardeur jy gaan is geboek vir jou ondergang nie. Baie kinders van die Here verval in 'n omstandigheid waarin hulle voel dat elke omstandigheid wat plaasvind is 'n omstandigheid wat my gaan grond toe vat. Wel, ek kom vanmôre vir u sê dat die gees van die Here vertel vir my 'n ander ding. Maar binne in die by Eskol, in die dal van Eskol, dra hulle een van die bewyse van die grootste vrug wat ooit aangeteken was. 12 manne is bereid om uit te gaan. 'n Opdrag van Moses om die land te gaan verken. En terwyl dat hulle besig is om die vrugte te pluk, ek wil hê dat u moet weet, die vrugdraers was nie net Josua en Caleb nie. Daar was twee wat aan 'n draaghout die troosdrywe gedra het. Ander het die vye gedra. Ander het die granate gedra. Almal was belas met die vrug van belofte wat God gegee het. En dan kyk in hierdie gedeelte vanmôre en ek besef dat die kerk se probleem lê by die Daal Eskol. Ek beleef dit mooi, ek gaan probeer om het vir u so kalm as moontlik te sê, net tussen ek en jou. Ek gaan vanaand bedien, nadat die gees van die Here sekerlik vir 'n week my in die nag gedruk het, dat dit vir my gevoel het, my pers die lewe uit my uit, gaan ek met u praat oor waarom loop dinge verkeerd in jou lewe. En terwyl dat die gees van die Here met my praat, die reaksie in die dal was gemengde gevoele. Maar in die dal word hierdie manne gekonfronteer voordat hulle met ongeloof gekonfronteer word. Word hulle gekonfronteer met die vrug van die land. Ek wil hê dit mooi hoor, sê vir iemand langs jou, voor enige ongeloof word hulle gekonfronteer met die vrug van die land. Hulle dra dit in hulle hande. Mag ek vra, dat julle vir my die klein broodjie met die heel broodjie sal oopmaak en vir my 'n broodjie in my hand gee, asseblief. Maar dit is 'n dal van besluitneming, 'n dal, 'n valley of decision. En terwyl dat die gees van die Here met my praat, en hy met my begin deel, besef ek dat die volk van die Here is by die deur van die beloofde land. Ek besef, dankie Here, ek besef dat hulle staan by die deur van al die volheid wat God beloof het. En weet nie wat gebeur dat die 10 manne wat daarin geslaag het om die volk te laat wegdraai, het daarin geslaag om mense te laat twyfel in God se vermoë. Hulle het geglo dat God is 'n leenaar. Hulle het geglo dat die Here nie by magte is om te doen wat hy beloof het nie. Maar ek staan vanmôre met die vrug in my hand. Hy het gesê, hier my wonde is daar vir jou
konfronteer met ons. Terwyl hulle besig was om deur hierdie plek te trek, was hulle gekonfronteer met 'n klipharde rots wat water gee. Dis onlogisch. Hulle was gekonfronteer met die adders wat hulle gebyt het. En dan was daar van die 12 wat self 'n sessie geloop het met die adders en gebyt was en genesing ontvang het. Met ander woorde, die 10 manne was nie leuke op die gebied van God se belofte nie. Hy was nie 'n leek met die ondervinding wat God kan doen nie. Is daar iemand in my gemeente vanmorgen? Nee, moet mooi luister, kind van God. My grootste konfrontasie vanmorgen is as gevolg van die waarheid. Dis die waarheid wat maak dat ek vanmorgen moet laag buig voor die Here en pleit vir sy beskutting en sy beskerming. Want dis die waarheid wat vanmorgen vir my sê dat by die Daal Eskool, by die grens, by die deur van oorwinning kom hier die manne en God gee 'n tros drywe wat 2 persone moet dra. En jy moet mooi luister. Jesaja verwys na Jesus Christus as die rand wat afgesny was. Besloop, hoe bring jy dit 'n verband eenvoudig dat 2 het aan die kruis gedra. Christus het hom gedra vanuit die voorportale van Pilatus se paleis. En op die pad toe kry hulle Simon Sirene van Sirene en hy dra ook 'n deel. Met ander woorde, so groot was die vrug, so groot was die rank, maar wat die Bybel sê dat hy is die wynstok, maar ten tye van hierdie ervaring was hy vlees gewees. Hy was 'n rank soos wat ek 'n rank is. Amen. En hulle sny hom af, Sefirus. En hulle dra hom tot op Golgotha's heuwel. En hulle besef nie dat hulle is besig om die paarskyn voor te berei. Sy bloed het begin vloei. Maar dit het die hel in beroering. Dit het die hemel in beroering. En hulle staan stil. En die hel juig. Van die trosdrywe is uit die land van die lewendes verwyder. Hy is geëlimineer. Maar die probleem was wat hulle vergeet het. Om die rank by die volk te kry, moes hulle ontpluk in die dal van besluitneming. En hulle moes omdra tot by die volk. En die drywe verlek nie. Die drywe word nie afgemat nie. En tot by die volk van die Here belewer hulle dit af. Ek wil jou vanmorgen sê, ek lewer aan jou af. Dat daar is granate, daar is vye en daar is drywe in oorvloed. Amen. Die Gees opgaan. Praat. So groot was die trosdrywe. Sy belofte aan jou en my, dat een die vermoë gehad het om het te dra. Hulle het 2 manne nodig gehad om hierdie trosdrywe te dra. En het was die nag, toe ek op die pad van smarte, die weg van smarte, ons sê hulle dat het ons mooi klink, die Via Dolorosa. Laat ek op omloop en ek sien
dat die Simon van Cyrene inkom en hy word deel van die draagproses van die rank wat lewe gaan gee vir 'n Nuwe Testamentiese kerk. Hy gaan lewe gee vir man en vroue, maar ongelukkig was daar 10 van hulle wat die dryf gesien het, wat die vye beleef het, wat die granate gedraai het, wat die oorwinning gesmaak het, wat vir 40 dae kom hulle deur dit gaan lees dit, het hulle die land geken. 40 dae was Christus in die wildernis, 40 jaar in die volk verdwaal, 40 dae wat die vyand van aangesig sien, sodat hy kan neutraal maak. 40 jaar is ongeloof. Ek bly dit vanmôre hoor. Daar's 'n krag wat jou bring by die doodskol. En kan dit wel gaan vanmôre besluit of jy wil of nie. Amen. It's a yes or a no. Amen. Nothing in between. Ja, Here. Prys die Here. Sê, die grootste geveg was teen ongeloof. Soveel negatiewe dinge. En my God speel nooit weg nie verkeer. Wat my God doen, hy sê, jy bring vir my wat daar aangaan. Jy bring vir my die waarheid. Ek wil weet, is die mense daar in sterk of swak? Ek wil weet, is daar baie bome of geen bome nie? Ek wil weet, is hulle in laars of is hulle in vestings? Met ander woorde, die Here kom nie vanmôre en pet en paai, verskoon die woord, en sit 'n ou poeierstafie in en poeier die ding af nie. Hy sê, jy gaan vir my bring wat daar is. Maar ek het 'n man gespaar wat onder dit gaan wees. 'n hoofman oor 100 wat aan die voet van die kruis gaan opkyk en sê, waarlik, hy is die seun van God. Dit gaan uit 'n woord uitkom wat jy nie besef nie. Jy gaan 'n antwoord kry uit 'n woord uit wat jy dit nie kan by mekaar maak nie. Hy sê vir my in die dal van Eshkol, sny hy hierdie dryf af. Ek wil vir u sê, die dal Eshkol is so belangrik soos daardie tyd, soos wat hy vanmôre vir elke kind van God is. Jou probleem vanmôre is nie die goddelose en die sondaar. Jy kan maar vir my kyk, ons kindertjies kyk vir my. Jou groot probleem vanmôre is nie die helverdiende sondaar daar buite nie. Die probleem in die kerk vanmôre is die team wat saam met jou die vrug gedra het. Die team wat saam met jou met die vrugte teruggekom het. En al besluit het in die dal Eshkol, ek gaan 'n ander storie maak op by hierdie hele ding. Ek gaan die waarheid gebruik, maar ek gaan net die halwe waarheid gebruik. Ek gaan vir hulle net vertel van hoe groot die reuse is, hoe swaar die stede bewapen is. Ek gaan hulle vertel van die ekstra strijdwaans. Ek gaan vir hulle vertel van daai broer wat ek ken wat al 20 jaar met hierdie kwaal loop. Ek wil vir jou vertel van, ek het 'n besluit gemaak dat in die dal van Eshkol, ek weet hulle gaan lyrisch raak, hulle gaan lyrisch raak as hulle met daai druiwe trots in die laar van die Israeliete inkom. Maar ek het al klare plan, 10 van ons gaan 'n swak gerig versprei. Ek sê, en ek wil moet vanmôre weet, ek kom na jou toe met die waarheid. Die waarheid vanmôre is dat die vyand gaan sy argument verander, maar sy plan bly dieselfde. He will destroy you. He will take you out. Maar as jy vanmôre kan besluit, ek
Amen. Here. Verklaar dit vir my, ja. Is saam, is onrein. En dit moes Christus word aan die kruis. Maar aan die kruis, toe sê hy vir die een aan die kruislandsom, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Was toe nou, ek kon nie weet, dit was voor die genade dispensasie, vanna die opstanding. Dis hoe met my argumente gaan oor dit is nie relevant nie. Maar wat sê? Dit was die plek van besluitneming. Midde in al die jeugdigheid wat die manne beleef het hulle in vrese by Eskom besluit. Ons sal God gehoorsaam of ons sal teruggaan na die wildernis. Dit was by hierdie dag wat hulle die keuse gemaak het, wat hulle lewe radikaal so raak, sê dit vir 2 of 3 om jou. Dis vermoere wat jou besluit, jou lewe radikaal gemaak. Vermoere. Dis vermoere wat jy 'n keuse gaan uitoefen. Wat gaan maak dat ek gaan voortploeter in die wildernis. Of dat ek weer die Jordaan sal gaan, meer as 'n oorwinnaar. Aan die kruis van Golgotha is daar vandag 'n belofte van voorspoed en van heerlikheid. Maar dit was aan die kruis waar die Here Jesus Christus die engele kon roep. Maar jy moet mooi luister. Maar so, hoekom het hulle toegelaat? Hoe sê een van die Suid-Afrikaanse sangertjies? Wat 'n tipe vader sal toelaat dat sy seun verniel word? Net 'n vader wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ek sien, dis omdat hulle ons hemelse Vader vergelyk met ons aardse vaders, terwyl Christus self sê, as julle wat van nature sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle hemelse Vader nie aan die wat op bid nie. Is hy saam met my? Hy sê, in Hebreërs 12, die tweede vers sê, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Amen. Die kruis verdra het en die skande verag het. That's something, brother. Hy het die vervloeking van die kruis, hy die naaiwer van hulle wat om die kruis was, hy die skrifgeleerdes wat gesê het, hy kon ander red, maar homself kan hy nie red nie. As hy dan die seun van God is, laat hy afklim van die kruis. Alles 'n argument wat die vyand wil verander, maar hy gaan sy plan wil uitvoer, maar hy slaag nie in die uitvoer van sy plan by die seun van God nie, wat hy het die smarte van die kruis en al hierdie goed wat saam met dit gegaan het hy sy oog gefestig gehou op sy roeping, en hy het geweet dat ek gaan graf doen en hel oorwin, sodat ek aan die regterhand van die Vader kan gaan sit. Hoor wat sê hy? Vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy dit weerstaan. Is daar iemand wat die Here kan loofsang? Amen. Prys die Here daarvoor. Halleluja. Ek bring jou tot trots, tot
hulle gelyk. But I've still got a message. Ek het nog steeds die boodskap. Dat by die bel Estel, by die afsny van die rank. En ek besluit, ek gaan van die sap van die, gaan ek gebruik. En dan lees ek in Jesaja, hoe skryf hy, wie is dit wat daar opkom uit Edom, wat rooi is in sy gelaat, wat agteroor buig van sy kraag. Dit lyk, sy kleed is met bloed oordap, dit lyk asof hy uit 'n geveg gekom. Hy het kind van die Here, en die geveg het oor jou en my gegaan. Ek bly dit vanmôre hoor, dat daar was 2 manne wat God gesloe het, vir sy belofte, vir sy deurdra, het die volk laat wegdraai, hulle wou hom stenig, maar dan die Here, 40 jaar later, en toe sit hulle voet aan die kant van die Jordaan, en die Jordaan skeur, en beloftes gaan oop. Halleluja. Halleluja. Ja. Jy sien, jy gaan 'n keuse maak. Ek kom ook sekerlik baie keuses in my lewe uitgevoer het of uitgeoefen het. Maar ek het gekies terwille van die vreugde wat my voorgehou is. Ek besluit om hom vas te hou. Ek wil vir kanten wil sê, it's not easy. Het is niet makkelijk nie. Jy in die bedkamer instap op 'n dinsdagmorgen 10:00 ongeveer en jy kan dit afskryf wat God vir jou gee op 'n dinsdagmorgen voordat jy nog iets van iets weet en jy skryf dit af en soos wat jy dit afskryf, so gebeur dit in die week daarna. Dan sê hy vir jou, jy bly by my, jy staan by my. Hy sê dat die opdracht was, gaan kyk nou, ek gaan vanmorgen vir jou die kant van die 10 spioene bring. Ek wil hier met my luister, jy sit met die verslag, wat jy neersit is 'n werklikheid. Die probleem wat jy het is 'n werklikheid. Die omstandighede in die wêreld is 'n werklikheid. Dit waarin die land hulle bevind is 'n werklikheid. Dit waarin die kerk hulle bevind is 'n werklikheid. Daar's reuse broer en suster. Ek wil hier vanmorgen hoor, en as 'n gebrek wat aan die kom is, en daar is 'n insinking van alles wat in mekaar kom. Maar nie dat die weghardloop van die rand jou vals hoop gee nie. Dis deur die Bybel sê, there's coming a crash. En wanneer die crash kom, gaan manne bly, wat die draer van die vragte was, wat God gaan deurdra. Ek bly dit vanmorgen weet, en daar is 'n krag van belofte, wat hy gesê het, alhoewel hulle in versterkte stede bly, alhoewel hulle reuse het, alhoewel hulle vestings het, alhoewel hulle reuse is, alhoewel sal jy opstaan en vir iemand gaan sê, alhoewel. Alhoewel dinge. Ek wil vanmorgen vir jou sê, binne in die alhoewel, binne in die alhoewel, sê die 30ste en 31ste vers, toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig, nie oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land, wat hulle verken het deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne.
Hy kan 'n groot wees. Arlene Gelderhuis stap uit jou sitplek uit. Louise Lou stap uit jou sitplek uit. Dit mag groot manne wees, maar ek kom vanmôre vir jou sê, dat daar is 'n rank wat afgesny was in die dal van Eskol. Halleluja. En al wat ek vir jou vanmôre bring, en ek weet wat sê die dienstspioene vir jou. Jy lewer my uit Brederkerk, call it what you want. Maar ek het 'n God vanmôre wat vir my gesê het, hy is die houer, hy is die eienaar van hierdie liggaam. Halleluja. Van U, my God. Hy het vir my gesê, en ek kom vanmôre na jou toe. En ek weet, dit gaan nou seker vanmôre en baie se oor om die geheernis wees. Maar ek bring vir jou die vrug wat op binne in jou bereik. Vanmôre, jy gaan dit vanmôre neem. En my God gaan dit van die Here, moet jy net so sit vanmôre. Halleluja! Here. Here, ek beveel hierdie gehoor. Ek beveel op grond van die rank wat afgesny was. Beveel ek hierdie gehoor. Jy open nou in die krag van die Here, vanaf met sy gees. En die heerlikheid van die Here is op haar. Halleluja. Val dit in die Here saam met my looflied van God. Ek kom vanmôre teen al die misdraad. Ek kom vanmôre teen almal wat verklaar dat dit maak dit vir ons onmoontlik om die oorwinning te vat. Maar vanmôre kom ek met die rank op my skouers. En ek wil vir jou sê, there is power, there is healing. This is the fruit of the land. Kan jy die Here loof saam met my? Ag, Here van God. Loof hom asof die grootste wonderwerk dit is God. Ek vra die Here loof. Ek vra U nie om te glo nie. Ek vra die Here te loof op grond van wat ek glo die Here gaan doen vanmôre. Ja, Here, ons geloof Ek is julle wees. Here, ek gee nie om vir ellelange verslaan nie. Ek dank die Here vanmôre vir 'n afgehandelde saak in die dal van Eskol. Ek kies om nie te glo. Ek kies om nie te glo. Ek kies om nie te glo. Halleluja. Die Here sal met my loof beter as dit. Ek wil vanmôre niks teen die ongelowige sê nie. Ek wil net vir jou vanmôre sê, ons sal hulle die onbesit neem. Ons sal dit oorweldig. God het dit beloof. Ons sal dit oorweldig. Ek kom vanmôre vir jou sê, dat ons sal dit oorweldig. Hy het dit aan ons gegee. Sal die Here sal as daar iemand wat sê, prediker, bid vir my, dan kom jy na die krag van die Here met ernstig. Halleluja. Kan begin. Hardloop kerk van die Here. Ek ontken nie beslissing. Kom ek help jou weg. Ek ontken nie die probleem nie. Al wat ek doen is ek erken net God se vermoë. Amen. Ek erken net God se vermoë.
nemen. En op grond van daardie woord, Here, laat die krag in die vrou val. Halleluja. Want ek gaan sê nie maar nie. Steek je handen samen.
Nee, jy moet weet. Dis 2 keer oor 10. En die 10 het die eerste volk oorgegaan. Met andere woorden, sit nie in my geveg. Is nie net die 10. Dis wat in die volk wat reeds oorgegaan is om nie te glo dat God het kan doen. Ek is vanmorgen hier te glo. Voor een machtige werk. Ja, wanneer ek my hand op die vloer. Dat die werk in Jezus staan. Sal die Heer saam met my antwoord, waar hy sit of staan, die hande opsteek en sê, Here, antwoord. In Jezus naam. In Jezus naam. Bestel, Here, die kracht van God in werk. Bestel. Fantastisch al. Toe jy na skuil, onder sy inskuil, dan laat die Here een opkom en een nagesit. Miskien ken jy nie die Here Jesus wat ek verkondig nie. Of jy kyk by alles voorbij vanmorgen. En kyk by teleurstelling. En kyk by verwerping voorbij. En hy sak tot diep. Vat jou hand vanmorgen. En hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoei en belast is. Ek gaan vir Elsie vraag. Erna, hoe vraag dat jy as sy kan haar in die bidkamer opneem. By ons in die plek om die Here Jesus te en gaan saam met jou bid. Jy moet vanmorgen besluit met die gemaakt het. Terug in die nieuwe besluit aan te doen. Stel jou aan de samenleving. Ek gaan so vir die plaats, sal saam met gaan bid. So nie. Stel nog. Ek vra dat my geleerde die Here aanbid sal hê. U gaan verwag dat ons tyd sal spandeer om vir u te bid. Ek vanmorgen kom ek nie in geloofsgeneesing nie. Ek kom met goddelike geneesing in die kracht van u.
Sê nou maar net. Sê nou maar net. Sê nou maar net. Die diagnose is nie reg nie. Sê nou maar net. Terwyl die krag van God in ons midde is. Wat gaan die mense sê as ek er nog 'n keer uitstap? Ek het nie eens gedink het pla jou nie. God het is saam met jou, Freddy. Kom, dan roep ek jou. En ek kom nie by sê nou maar nie. Ek kom by jou met die vrug van die land. Daar's granate, daar's vye, daar's 'n trosdrywe, daar is 'n deurgang, daar's 'n oorwinning, daar's 'n krag van die Here. Kom Jolande, laat die Here sommer 'n werk doen daar ook. Steek jou hande op. Here, dankie vir 'n volmaakte geestelike genesing. Nou in Jesus naam. Here, in die naam van Jesus. Here, ek kan vir ander wegsteek, maar ek kan vir u niks wegsteek. In Jesus naam. Dank ek u vir die oorwinning wat daar is. Here, vanmorgen val die jaar met 2 ton blydskap. Here, al die negativiteit, al die omstandigheid, Here, verwerp ek vanmorgen nie as onwaar nie, maar ek verwerp dit omdat ek 'n ander boodskap het. 'n boodskap van lewe, 'n boodskap van krag, 'n boodskap van vrymaking, 'n boodskap van redding. In Jesus naam. Is Marlene nog hier? Marlene, ek wil jy moet vir my kyk. Jy moet vir my kyk. Ek glo God sonder beletsel. Dan gaan jy jou ore toemaak vir die wêreld. En jy gaan fokus, laat die prater praat. Laat die uitspreker uitspreek. Ek wil vir jou vanmorgen sê, weet jy wat het ek gekry in die dal van Eskol toe ek besluit het, toe gee hy vir my brood. Amen. Hy gee vir my die bewys van die vrug van sy beloftes. Jy kan dit eet. Jy kan dit eet. Talies bring vir my die beker. Ek gee vir jou die beker van dit waarin hulle hom afgesny het uit die land van die lewendes. Daardie vloed wat kom, gee ek jou vanmorgen om te drink. Al drink jy die beker vanmorgen leeg, daar sal nog wees, maar daar is krag. Oh, halleluja. Louise, vat die beker. Dis die vog van die rank wat afgesny is in die land van die lewendes. En hy's gedra tussen die ongelowiges in, tussen die probleme in. Drink dit vanmorgen. Vat 'n stukkie brood. Neem eet. Dan is bring die beker. As jy vanmorgen kom, kind van God. Vanmorgen, jy weet, ek is toch al redelijk georganiseerd wanneer dit by die tafel van die Here kom. Maar vanmorgen gaan ek jou vraag. Vanmorgen gaan dit nie oor waar God jou uitgehaal het nie. Dit gaan
gaan oor waar jy verwag die Here ander gaan uithaal. En jy gaan vanmôre gaan jy die bordjie vat en jy gaan jou vrou en jou kind bedien. Jy gaan jou broers en jou susters bedien. Jy gaan na die tafel toe stap. Anders en jy gaan jou hand na die bord toe uitsteek en jy gaan vat en jy gaan vat en jy gaan eet tot verheerliking van die naam van die Here. Ek het gekom vanmôre met die vrug, ek het gekom met die vye, met die granate, ek het gekom, daar is tot soet van die heuning, is vanmôre op die tafel. Ek kan kom, my bedienaars, kom help hulle net, kom. Wanneer met die gereel is, vat het en help hulle. En vanmôre wil ek hier met my luister. My God bring vanmôre op grond van sy woord al die senuwese terug. Hy bring dit terug. Die geruis, die bedaar. Here, dit is U naam wat op bestel is. In Jesus naam. Deur U wonde. Kom kry. Kom kry. En eet. Dit is sy liggaam. Die beker is hier. Kom drink. Van die grootheid van God se belofte. Jesaja sê, wie het daaraan gedink? Wie het daaraan gedink? Dat hy uit die land van die lewendes afgesny was. Kan ek vir iets vertel? Die rank was in die land van die lewendes. Hy het die vog absorbeer van die wynstok. En hulle sny hom af, sodat hulle vir 'n volk wat buitekant vag die druif kan bring en sê, hy is afgesny. Miskien voel jy vanmôre, dit is so onordentlik vanmôre. Ek is so bly dat jy kan sien, dit kan ook gebeur. En die woord was soos heuning. In my mond breek 'n stuk af en sien dit as die woord. Sien dit as die woord. Sien dit as die woord. Wat sit soos heuning in jou mond. Soos heuning in jou mond. Hy was soos heuning. Breek dit af net. Deel dit met koos. Hy was sê dit deel met jou gesin. Prys die Here. Wil jy met my luister? Dit was in die krag. Toe hy by die dal van Eskol kom, Jakobus. Wil jy met my luister? Al die vrugte wat hy gepluk het was soet. Granate, vye en druiwe. Breek vir jou af. Ek sê neem dit vir môre.
Ek breek dit vanmôre af. Breek dit af, geef hom vrede offer. Jolande. Hy sê dit was soen in my mond. Deel dit vanmôre. Deel dit vanmôre. Hy neem dit. As jy tot in die klankkas bedien, as jy op die platform bedien, I see a crimson stream of blood. I see a crimson stream of blood flow from Calvary. Its waves which reach the throne of God are sweeping over me. Luister dit van God. I see a crimson stream of blood. It flows from Calvary. Its waves which reach the throne of God are sweeping over
is wat nie bedien is, die steek jou hand op, ons bedien jou graag.
gaan vanaand u bedien. En ek glo dat binne in hierdie bedien, dat u vir die eerste keer in u lewe God se plan sal sien vir dit wat ek bedoel het vir u en vir my. Na afloop van die diens is ons maandboekie daar agter beskikbaar. Die afhaal van die bestellings kan in die saal afgehaal word, en ek staan in finansie die wat in vakansie is. En dan op die 8ste Februarie verkoop die ondersteuningsraad ter stigting vir die instanding van hulle fondse, stuwing van hulle fondse, geroosterde kaas toebroodjies, ham en kaas. Jy kan die pryse hier op die groepe gestuur. Jy kan bestel voor tot op Woensdag die 4de Februarie. Vanaf die ondersteuningsraad waardeer hulle elkeen so ondersteuning. Dan broeder en suster, Woensdagmorgen, morgen aan met 6:30 is dit sonderskool vergadering, hier in die raadsaal. En Woensdagoggend die vrouwebediening, Woensdag aand 7:00 is dit ons Bybelstudie, Donderdag aand van die idemme, en dan is dit by ons naweekse dienste. Vrydagoggend 11:00 is dit die begrafnis van Peet Engelbrecht se seun wat onverwags oorlede is verlede week. Ons harte gaan uit vir hulle, jongman 44 jaar oud, dat die werk in die change house gesit en het omgeval. En ons innige medelee gaan uit met die familie toe. Die begrafnis sal plaasvind die vanuit die tabernakel op Vrydagoggend om 11:00 die oggend. En die Here gaan die seën dan die verjaarsdag wat verby is, ons broer Leon swanger toe vir die internet, dat ek dan Miller van die internet, 29ste, 31ste Festival Skoleski, dan vandag is het ons broer Johan Kasselman van die internet, Natasja Swanepoel, Madeleine Kreer, die 7de is het Leni Haman, die 7de ook Johan Swanepoel, en ons vertrouw die Here vir die groot geseënde dag vir elkeen. Mag die Here u seën. Terwyl die orkes vir ons gaan speel, gaan die tiendes, die offergawes na die tafel toe bring, as jy dit neersit, is die hand op dit en seën dit in die wondernaam van Koning Jesus. Baie dankie, dan hou u net die sitplek vir die oomblik. Baie dankie. Dan wil ek net vra
Charles het 'n geweldige probleem met die netwerk gehad vanmôre, maar die diens sal vanaand gelaai word op YouTube. Hy sal beskikbaar wees. Ek dink julle kon alles laai vanmôre nie as gevolg van die sin, so die hele, seker al vir meer as 2 weke wat ons die probleme het. Gaan rof hier in Kaapstad. Maar ek wil aan die Here al die eer gee. Mag die Here u seën, mag sy vrede u deel wees. U groet mekaar en gaan in die vrede van Koning Jesus. Amen.